Goeiedag liefde van my en die hele beleefspan. Dis altyd 'n enorme voorreg om hierdie tyd saam met jou te kan spandeer in God se woord. Nou, ons is amper aan die einde van ons weekreis waar ons die vraag ondersoek: waarom gaan ek kerk toe? En vandag praat ons oor iets baie prakties. Wat gebeur wanneer jy kerk misloop? Nou kom ons wees eerlik. Almal van ons het al dae gehad waar ons moeg is of sommer net voel dis makliker om by die huis te bly. En ek wat love om kerk toe te gaan, en ek wat voorloop as dit kom met kerk en geniet om te preek, voel ook soms so, dat ek sal eerder net by die huis wil bly en opkrul en TV aansit en net 'n movie kyk. Maar daar's iets wat gebeur wanneer jy en ek wel kerk toe kom. Daar's iets moois wat gebeur, iets wat jy nie op 'n skerm of alleen regtig kan ervaar nie. Dis die skrywer van Hebreërs 10:25 wat die volgende sê: moenie van die samekomste van die gelowiges wegbly nie. Nou hierdie gaan nie oor God wat jou straf as jy mis nie, nee, maar dit gaan omdat hy weet wat jy nodig het. Die Here weet wat ek en jy nodig het. Daarom kerk is nie 'n reël nie, dis eintlik 'n genade ritme. Dis waar jou geloof weer asem kry, waar jy bemoedig word, waar jy hoor jy is nie alleen nie. En you don't have to go at life alone. Ek dink aan Thomas, een van Jesus se disippels. Jy sal lees van hierdie verhaal, hierdie storie in Johannes 20 vers 24 tot 29. Na Jesus se opstanding, toe Jesus die eerste keer aan al die disippels verskyn het, was Thomas die enigste een wat nie daar was nie. Hy het misgeloop op Jesus se verskyning. Ek kan net al dink wat was die gesprek. Hy kom later aan sê: "Oor Jesus was hier so en hy sukkel om dit te glo," né? Kyk wat het hy gemis, nie? Hy het die teenwoordigheid van die lewende Christus gemis. Hy moes wag vir die volgende ontmoeting om hom te kan sien. Nou kan ek iets vra. Hoeveel geestelike oomblikke het ons dalk al misgeloop omdat ons afwesig was van die plek waar Jesus homself wou wys? Nou ek weet, kerk en 'n Sondagdiens is nie die enigste plek waar Jesus homself aan jou kan openbaar nie. Hy kan in jou persoonlike tyd saam met hom, maar daar's iets spesonders wat gebeur wanneer ons as gelowiges saamkom. Kerk is meer as musiek en boodskappe. Dis 'n ontmoeting met God wat lewe gee, die God wat lewe gee, hoop herstel en harte aanraak. So wanneer ek en jy saamkom, laat jy toe dat God deur ander mense in jou lewe praat. En soms, sonder dat jy dit besef, gebruik die Here jou om iemand anders aan te raak, net met 'n glimlag of 'n handdruk, 'n woord van bemoediging, daai vriendelike groet by die koffie, of jy kom hardloop in vir kerk en jy is laat en iemand sien jou kom en hulle maak al vir jou 'n koppie koffie en soos jy aankom sê: "Hier is jou koffie, geniet die diens saam met ons," of iemand weer sê: "Hoorie, so ek maak vir jou plek, kom sit net hier." Geliefdes, ons begryp weinig hoe God ons kan gebruik op 'n Sondag. So dis hoekom ons nie net kerk bywoon nie, ons bou dit saam. Nou ek wil jou uitdaag om te dink oor wat mis jy wanneer jy nie kerk toe gaan nie. Waarop mis jy uit? Jy mis versekerheid, en nog belangriker, wie mis dalk iets van God omdat jy nie daar was nie? Kerk is God se manier om sy mense saam te trek sodat ons sterker kan staan, saam kan groei en saam kan glo. Wanneer ek en jy kies om teenwoordig te wees, op te daag, nie as 'n verbruiker nie, as 'n deelnemer, kies om beskikbaar te wees vir wat Jesus wil doen, dan doen God iets besonders in deur ons. Nou ek wil jou uitdaag, môre gaan ons hierdie reeks afsluit, hierdie weekreeks afsluit met hierdie mooi gedagte, die mooiste waarheid eintlik maar van almal. En dis dat die kerk met Christus as middelpunt. Dis waar alles gaan, dis waar alles begin en waar alles behoort te eindig en te wees. Alles is vir hom, deur hom en tot hom geskape. En as kerk nie gaan oor Jesus nie, werklik gaan oor Jesus nie, ontmoeting met Jesus waar Christus die middelpunt is van hoekom ons by mekaar kom, dan mis daai kerk en daai uitdrukking van daai gemeente mis die merk heeltemal. Voor ek gaan afsluit met gebed, wil ek vinnig net vir julle ook noem, hierdie Sondag wat kom, Sondag wat kom, gaan daar nie 'n aanlyn boodskap wees nie. Ons het by Beleef Gemeente 'n familiediens waar ons die diens bietjie anders gaan aanpak, en dis moeilik vir ons om daai diens saam te vat en uit te sit op die platform. So ek hoop julle sal ons vergewe en ons ook verdra. Gaan kyk dalk een van ons ouer preke, daar is baie. Maar en as jy in die Alberton omgewing is, wil ek jou uitnooi, kom maak 'n draai. Bring vir oupa, bring vir ouma, bring vir ma en vir pa, maar spesifiek, bring die kinders saam, want ons doen iets vir ons kinders, vir ons jong kinders in ons kerk, gaan ons 'n baie besonderse aanbiddingdiens met daar 'n unieke preek, maar ek wil nie alles weggee nie. So as jy hierdie boodskap vandag hoor, wil ek jou uitdaag, kom maak 'n draai, kom besoek Beleef, daar by 35 Phantom Straat, Alberton High School. Ek nooi julle om te kom, maar vir nou,
Kom ons bid saam. Hemelse Vader, vandag bid ek dat met die naweek wat voorlê, dat ons sal opdaag, of hierdie naweek sal ingaan, met 'n begeerte dat ons Sondag opstaan met 'n lus om kerk toe te gaan. En wanneer ons nie lus is om kerk toe te gaan nie, dat ons sal gaan ten spyte van hoe ons voel, Here, want U het 'n afspraak nie net met ons nie, U het 'n afspraak met ander mense en baie keer het ons 'n rol om te vertolk in daai afspraak. En ek vra Here dat ons sal opstaan met ywer, hierdie naweek ingaan met ywer om uit te sien na ons diens op Sondag, waar ook al ons plaaslik aanbid, en vir ons wat hier by Beleef aanbid in Alberton, Here, mag ons instap met 'n begeerte om meer van Jesus te beleef as waarmee ons ingestap het, dat ons sal instap met 'n begeerte om in eenheid deel te neem, te aanbid en uit te leef en te groei in liefde. Maar elke persoon wat hierdie oordeenkings luister en ons volg op hierdie platform, Here, daar waar hulle plaaslik en ander gemeentes inskakel, Here, mag hulle opdaag om 'n verskil te maak. En mag hulle opdaag met 'n ingesteldheid dat hulle is daar as deel van God se koninkryk en medewerkers in God se koninkryk. En dit maak my so opgewonde om te weet, Here, U het vir ons so 'n plan en so gedagte om ons so te gebruik. En daarom vra ek, Here, dat deur U genade ons so sal opdaag Sondag met 'n begeerte om U te ontmoet saam met ander gelowiges. Ek bid dit in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, dankie vir die kommentare. Dankie vir hoe julle uitreik na ons en dankie ook vir julle ondersteuning. Ons waardeer dit so baie. Gaan in vrede. Totsiens.